Ons teks wat ons dan vanaand uitlees, Numeri 21, en ons lees daarvan vers 1 tot en met vers 10. Die opskrif neerlaag van die koning van Arad en die koperslang. Toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in die suidland gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Addarim kom, het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevangenes weggevoer. Daarom het Israel aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as U hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die bandvloed tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle en hulle stede met die bandvloed getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar's geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het. En baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het aan Moses gekom en gesê, ons het gesondig, dat ons teen die Here en teen U gespreek het. Bid tot die Here, dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang, en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En die kinders van Israel het weggetrek en laar opgeslaan in oom. Ons lees net so ver vanuit die woord van die Here. Ons teks van oordenking dan vanuit hierdie gedeelte, Numeri 21 vers 9. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En ons praat dan oor die gedagte vanaand, totale genesing. As kinders van die Here is genesing iets waaroor ons eintlik baie praat. Of besef ons dit nie, al praat ons nie noodwendig oor genesing nie, is dit iets waar ons baie mee besig is. Maar as ons net kyk na ons kerk se leer, die evangelies gereformeerde kerk se leer, het ons kerk ons 4 pilare waarop dit staan, ons 4 hoofleerrigtings, as ek dit so kan sê. Die grootste van hierdie 4 is redding. Ons verkondig redding, wedergeboorte. Die tweede hiervan is heiligmaking. En dit wat dit ook behels. Die derde is die wederkoms van Christus, die eskatologie, die wegraping, die alles wat daarmee gepaard gaan, en dan die wederkoms van Christus. En laastens, die 4de pilaar van ons kerk is goddelike genesing. So dit is absoluut belangrik. Dit vorm so deel van 'n gemeente. En as ons net kyk na ons blaadjie, dit wat ons nou so deurgegaan het, gekyk het na alles wat gebeur, en ook na ons gebedslys, dan sien ons daar's mense waarvoor ons bid vir genesing. So daarom sê ek, ons praat nie noodwendig oor genesing nie, maar is deel hierso. Ons het hierdie gebedslys, ons noem die name, dit word op ons WhatsApp groepie uitgestuur. Bid asseblief vir hierdie persone. En dit vorm deel van ons gemeente se werksaamhede. Ons bid vir mense. Maar dan kry ons baie keer name waarvoor ons aanhou bid. En niks gebeur nie. Ek dink hier's 'n paar name op hierdie lys wat al 'n geruime tyd by ons is. Ons dink aan Dominee Martin Smit, hoe lank sy naam op hierdie gebedslys was. En dan besef ons, maar genesing is nie altyd daar nie. Dit gebeur nie altyd. Elkeen het tog 'n tyd wat hy moet sterf, en dis heel moontlik aan siekte. Meeste mense sterf ons nie gesond nie, ons iets wat fout gaan, is siekte. En as ons na die woord gaan kyk, dan sien ons, totale genesing is moontlik. En nou sê ek dit eintlik met 'n vooropgestelde gedagte. Ek het nie nou halfie in 'n gedagte gelei met fisiese siekte en die goed. En nou sê ek, maar totale genesing is moontlik, maar dit is nie altyd
soos wat ons dit sien en soos wat ons dink nie. En ek gaan later vir julle sê hoekom ek so sê, maar ek glo met my hele hart, totale genesing is moontlik. En dit bring ons al die pad terug na Numeri 21, die gedeelte wat ons gelees het. In die eerste verse sien ons, hulle het 'n ongelooflike oorwinning gehad. Die Kanaaniete is verslaan deur die Israeliete, die Here het in hulle hand gegee, en hy gee hierdie oorwinning, die Here tree in en hy gee die oorwinning. En nadat die Here die volk so bygestaan het, hulle in sy hand gegee het, moet hulle om een trek. Die volk word mismoedig, hulle raak ongeduldig, en hulle kla. Jy het gesien hoe kla hulle oor die kos wat hulle kry, en wat hulle ongeduldig raak. Ons lees dit daar Numeri 21 vers 4. En nou is die volk hier in die gedeelte waar ons hulle vind, en hulle sondig teen die Here. Ons lees dit Numeri 21 vers 5. En omdat hulle murmureer en ongeduldig is en sondig teen die Here, stuur die Here giftige slange onder hulle in. Eintlik ook vir ons bietjie van 'n skokkende gedagte. Baie van hierdie mense is deur die slange gepik, hulle word siek, baie het gesterf. Maar dit was nie die einde van die verhaal nie. Daar was totale genesing. Dis hoekom dit ons kern, ons tema vanaand is totale genesing. Numeri 21 vers 8, daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou giftige slang, sit dit op 'n paal, dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. As genesing. Hierdie koperslang het gemaak dat as enige iemand gepik is en hulle word siek of daai gif pla, die gif begin werk, hulle kyk na daai slang en word hulle genees. Dis 'n vreemde gebeurtenis. Die feit dat die koperslang gemaak moes word. Maar die Here gee hierdie bevel met 'n baie spesifieke doel. En hy gee dit met 'n baie spesifieke vooruitsig. En hierdie koperslang het genesing gebring. Dis nogal interessant as mense aan die mediese wapen gaan kyk. Ek dink aan die Bevet, aan die Morien en die wat in die mediese sal meer weet, maar die wapen keer nog steeds daai slang, die koperslang. Hy bring genesing. Maar daar was twee baie goeie redes daarvoor, en dis waar ons vanaand gaan uit. Hoe hierdie totale genesing gewerk word, die twee redes, hoekom daar genesing is. So as ons dink aan siektes, en ons dink aan pyn, en ons dink aan die feit dat 'n mens oud word en jou liggaam swak is, dan het 'n mens eintlik so 'n bietjie van 'n vrees daarvoor. Ons wil nie siek wees. Ons wil nie siek word nie, en mense is bang vir 'n siekbed. Niemand wil daar in 'n bed gaan lê en nie kan opstaan en sukkel met siekte. En dis erg, siekte en pyn, alles wat mense deurgaan. Kan ons regtig sê, as ons na die praktyk kyk, en ons kyk na mense wat so siek is, kan ons regtig sê, daar is so iets, soos totale genesing? Ja, die antwoord is beslis ja, daar is totale genesing vir kinders van die Here. En ek glo dit weer eens met my hele hart, die Here skenk totale genesing. Maar, dis nie noodwendig soos ons dink. Daar's 'n voorwaarde aan hierdie totale genesing, ons moet kinders van die Here wees. Ek moet my vertroue in die Here stel, my hart vir hom gee, dan is daar totale genesing. So kom ons bring nou die gedagte by mekaar. Ek het nou lank genoeg uitgerek en nou miskien nuuskierig gemaak vir wat hierdie totale genesing is. Kom ons kyk wat sê die woord, wat is totale genesing? Nie my eie oortuigings nie, maar die woord van God. Ons sien dit in die koperslang, ons gaan na verskeie gedeeltes kyk, ons gaan in die Nuwe Testament kyk, wat is totale genesing? Ons het vanaand net twee gedagtes, net twee punte. En die eerste is, totale genesing vir die siel. Numeri 21 vers 7, die volk het na Moses gekom en hulle het gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen U gespreek het, bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. So die totale genesing begin by die rede. Hoekom het die hele gebeurtenis plaasgevind? Ons lees nadat die Israeliete hierdie groot oorwinning gehad het, sondig hulle teen die Here. En dit is die rede hoekom die Here die slange stuur. Dis 'n straf vir sonde. Dis 'n tigtiging omdat hulle gesondig het teen die Here. Dan in vers 7 het ons gelees, hulle het gebid vir vergifnis van hulle sonde en dat die Here die slange sou wegneem. En toe hierdie koperslang nou uiteindelik opgerig word, as iemand gepik word, die gevolg van die sonde, en hulle kyk na hierdie slang,
dan het hulle geleef en hulle sonde is vergewe. So die genesing het met die siel begin. Dis hoekom ek in die begin gesê, dis nie noodwendig soos ons dink nie. Dis nie noodwendig die genesing waarin ons dink nie, dit begin met die siel. Want sonde besoedel die siel, dit maak die siel siek. So daarom begin begin genesing met sondevergifnis. En dis die kruks van die hele saak. Die verhaal van die koperslang en die hele gebeurtenis het vir een rede gebeur, om 'n beeld te wees. 'n beeld waarvan? 'n beeld van die Here Jesus Christus wat sou kom. Nou vanoggend het ons baie mooi gesien die beeld van die Here Jesus as die goeie herder en alles wat dit behels, die geskiedenis en die agtergrond en waar dit uiteindelik uitkom. Maar hier kry ons nog 'n beeld. Daai beeld het die Here Jesus homself gegee. Ek is die goeie herder, ek is die deur van die skape. Maar nou in die Ou Testament kry ons 'n beeld van die Here Jesus wat sou kom. Die koperslang op 'n paal gesit vir almal om te sien. Die Here Jesus het net so aan die kruis gaan. Hy is op daardie paal gesit vir almal om te sien. En deur die kruis het daar genesing gekom. Ek dink aan daai, weet nie of Halleluja of 'n koortjie is nie, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Deur te sien op die kruis. En een uitstaande rede vir die kruis was die vergifnis van sonde. 1 Petrus 2 vers 24, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Sien julle die genesing van die siel, die genesing van die sonde. Die Here Jesus het gekom om mense se siele te genees. Duidelik in gedeelte. So daarom kan 'n mens totale genesing hê. Dit begin met die siel. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf en wanneer ons hom aanneem, wanneer ons sy kinders word, wanneer ons vergifnis vir daardie sonde kry, dan ervaar ons dit. Ons ervaar dit deurgangs, die vergifnis van sonde. Vanoggend het ek Jesaja 53 aangehaal, die voorspelling van die Here Jesus, en daar in vers 5 staan, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. So as gevolg van die kruisdood het die Here Jesus die mensdom se sonde op hom geneem. En dan 1 Petrus 2 is die vervulling van Jesaja 53. Nou hoor ons mooi sê hy dit. Wat toe hy uitgeskel is, dit wys na Jesaja 53, nie terug uitgeskel het nie, maar Jesaja 53 sê hy was stom voor sy skeerders. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, wat die vervulling is van Jesaja 53 vers 5, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is, weer Jesaja 53. 1 Petrus 2 vers 25, want julle was soos dwaalende skape. Ons het dit ook vanoggend in Jesaja 53 gelees. Maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siel. En toe ons die Here Jesus aangeneem het, ons as kinders van die Here, toe ons vertrou in hom geplaas is, het ons daai vergifnis gekry. Ons is regverdig verklaar. En dis ook een van daai dade wat ons weet dit, en ons sê dit, en ons lees dit, maar watter groot daad is dit? Ons sal nooit die volheid daarvan besef nie, maar wonderlik. En 'n vers wat die laaste tyd vir my baie uitstaan, baie bekende vers eintlik, Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, dit waarop ons fokus vanaand, na die rykdom van sy genade. Wanneer ek sy kind word, genees hy my siel, die vergifnis van die misdade. Totaal en al, ek word regverdig verklaar, en ek kan nooit weer verlore gaan. Dit wat ons vanoggend oor gepraat. Die daad is gedoen, die Here het aan die kruis gesterf, hy het my regverdig verklaar. En wanneer ek dan weer sondig, natuurlik, ek moet bid vir vergifnis. Ons ken 1 Johannes 1 vers 9, dis vir kinders van die Here geskryf, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, die sonde te vergewe en van alle geregtigheid te reinig. So, ons bid nog steeds vir daai sonde, maar hy het my klaar sy kind gemaak, hy het klaar my siel genees. So daar is totale genesing, wanneer ek sy kind word.
Dan vergewe hy my sonde, dan verkoop hy my siel, net om weer te hoor, verkoop my siel. Maar daar is totale genesing. Ons praat nie vanaand net oor die geestelike nie, ons praat nie vanaand net oor die siel nie. Ek het nie fokus nie nou op die liggaam gesit en al die siektes en goed net om oor die siel te praat nie. Ons praat oor die liggaam ook. So in ons tweede plek, vind vreemd om te sê, maar ons laaste plek vanaand, ons het net die twee gedagtes. Ons laaste plek, die totale genesing vir die liggaam. Numeri 21 vers 9. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en het op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. So die volk het teen die Here gesondig. Die slange is onder hulle ingestuur. Hulle het gebid vir vergifnis. En toe Moses die koperslang oprig en iemand kyk daarvoor, hulle sonde is vergewe. Maar het hulle dan gesterf? Nee, daar staan, dan het hulle in die lewe gebly. Hulle is ook liggaamlik genees. Het hy in die lewe gebly. So die effek van die gif van die slange op hulle liggaam is ook weggeneem. Daar was genesing vir hulle liggaam. En dis nou waar ons miskien baie keer bietjie deur mekaar gaan. Die Here Jesus het gesterf vir sonde. Dis 'n vaste ding, ons wonder nie daaroor nie, maar Jesaja 53 vers 5 sê ook, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou sê baie mense, dit is al baie in die verlede gesê, dit praat hier van 'n mens se siel, dit praat van sonde, dit praat nie van die liggaam. Maar dit doen. Dit word bevestig in die Nuwe Testament. Daar waar Petrus se skoonmoeder genees word, lees ons Matteus 8 vers 17, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Hy bevestig dit. Die Here Jesus het ook gesterf vir liggaamlike genesing. Dis bevestig in die woord van die Here. En 1 Petrus 2 wys dat die siel genees word, dis die bevestiging daarvoor, maar Matteus 8 wys vir ons is ook liggaamlike genesing. So kinders van die Here kan bid vir genesing. Ons sien dit reg deur die Nuwe Testament, hoe die Here Jesus mense genees het, blindes laat sien het, ons het vanoggend na Johannes 9 gekyk, die blinde wat die Here Jesus genees het, en daar was genesing gewees. En daarom moet ons bid vir mense wat siek is. Daarom vertrou ons die Here om ons te help om nie siek te word, want die Here het ook gesterf aan die kruis vir 'n mens se liggaam. En ons glo in goddelike genesing. Ons glo die Here kan enige siekte genees, as dit sy wil is. Maar nou as kinders van die Here maak dit ons soms deur mekaar, want kinders van die Here word siek. Hoekom? Daar's baie redes. Een rede kan sonde wees, het gesondig en die Here gebruik 'n siekte om my terug te bring, maar die rede is nie altyd sonde nie, en ek sê dit spesifiek, dit kan sonde wees, dit is nie altyd sonde. Daar's ander goed, soos verkoues en griep, hoekom kry mens dit? Dit is deel van die sondeval, dis hier, die kieme, die bakterieë, die goed is in die lug, dit is hier, ons kan dit nie ontsnap nie, ons is deel van hierdie wêreld. Dan kan die Here 'n siekte oor ons lewens stuur, om ons iets te leer, om ons tot stilstand te bring, om met ons te praat. Al het ek nie gesondig nie, net om met my te praat, en so is daar baie redes. Iets wat die Here miskien daarmee wil doen, iets wat sy wil kan geskied. Maar die Here kan ook genees. Hy kan genees. Hy doen nie altyd nie, natuurlik, kinders van die Here gaan dood, kinders van die Here kry lewensgevaarlike siektes. Dink aan gister met die begrafnis, toe dink ek aan Anne-Marie wat ons hier begrawe het. Dink sy was 45, kind van die Here gesterf het van kanker. En dit gebeur. Kinders van die Here kry ook siektes, hulle sterf ook aan siektes. Hoekom? Ons as kinders van die Here maak soms die fout om te fokus net op die tydelike. Hier en nou. Maar ons lewe is nie net tydelik nie. Die Here sorg vir die tydelike ook, ja natuurlik, die Here genees in die tydelike. Maar wanneer ons as kinders van die Here sy kinders word, dan ontvang ons mos die ewige lewe. En hierdie lewe nou is maar 'n kort tyd, as 'n mens kyk na die ewige lewe. Dis 'n druppel in die emmer. En as ons as kinders die ewige lewe ontvang, en ons gaan eendag by die Here wees, of dit is
deur nou te sterf en eendag om te wees op by die wegraping, dan gaan ons verheerlikte liggame ontvang, en dis waar die fokus nie altyd is nie, waar dit ook moet wees. 1 Petrus 1 vers 4, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. 1 Korintiërs 15 vers 51 en dan 53, kyk ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Vers 53, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So die Here se genesing, dis hoekom ons 'n totale genesing kan noem, strek tot 'n ewigheid. Daar's totale genesing vir ons liggame, want dis nie net ons aardse liggame nie, maar daar's 'n ewige lewe met 'n verheerlikte liggaam. So, die tydelike, ons kan bid vir hier en nou, ons moet bid vir nou, dis 'n opdrag in die woord, Jakobus 5 vers 14 tot 16, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ons moet bid vir die tydelike, die Here kan genees. Maar, belangrikste, daar's 'n lewe hierna, daar's 'n verheerlikte liggaam, daar is eendag totale genesing. Volmaakte genesing in die volmaakte verheerlikte liggaam. So wonderlik, daar is totale genesing vir die siel en vir die liggaam. So ek sluit daarmee af. In die Ou Testament kry ons die beeld van die Here Jesus in die koperslang, waar hulle na daai koperslang moes kyk en dan is hulle sonde vergewe en hulle liggaam is genees. Dan weet ons die Here Jesus is die genees. Die belangrikste, die siel. Hy vergewe sondes, hy maak iemand sy kind, hy genees die siel. Dan genees hy ook liggaam, hier en nou, hy kan natuurlik, maar ons ontvang ook die ewige lewe met 'n verheerlikte liggaam. En soos die Israeliete na die koperslang moes kyk vir genesing, moet ons na die Here Jesus kyk. As iemand nie sy kind is nie, so belangrik, deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. Vir die Here, hy gee genesing vir daardie siel. En sonde word vergewe, en hy toe genees totaal ja. En as ons as kinders van die Here daardie genesing gesmaak het, dan kan ons net dankie sê daarvoor. Dat die Here ons siele genees het. Maar saam met dit, ons liggame nou is maar tydelik die heerlike uitsig. Eendag sal ons totaal genees, met siel en liggaam. Ons het die ewige lewe. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê weer eens vir U dankie vir die diepte in die woord, Here. En baie keer is ons as mense geneig om te fokus op dit wat hier rondom ons aangaan. Ons fokus op die omstandighede, ons fokus op die liggame, en wanneer daar siekte en pyn is, Here, dan maak dit vir ons moeilik om soms verby dit te kyk. Maar U woord kyk verby. U woord wys vir ons dat die siel eintlik soveel belangriker is as wat die liggaam is, Here, dat iemand by U sal uitkom, en daarom kom bid ons eerstens vir dit. As ons dink aan daardie name op ons gebedslys, Here, baie van daardie mense se lewens ken ons, ander ken ons weer nie, en ons wil bid, Here, dat hulle siele eerstens genees sal wees, dat hulle op U vertrou as hulle Heer, hulle Meester, dat hulle U kinders sal wees. Saam met dit, dat hulle liggame genees. Here, ons het die opdrag gekry, ons moet bid vir mekaar, dat ons gesond kan word, maar sê ook dankie, Here, dat dit nie hier stop. Hierdie lewe is kort, is tydelik, maar ons het 'n ewigheid saam met U, 'n ewigheid waar ons almal eendag 'n verheerlikte liggaam sal hê, waar ons almal eendag uiteindelik totaal genees sal wees. En ons sê vir U dankie. Dankie vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie dat ons oë op U kan rig. En ons sê vir U dankie vir dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen.